Ons gaan lees in Jesaja 6, die roeping van Jesaja, en ons tema is, wie sal ek dan stuur? Wie sal die Here dan stuur? Jesaja 6. In die jaar van koning Usia se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kosyne gerammel het, en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Uit my mond aangeraak, met die kool oortredings vergewe, jou sondes versoen. Toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Stuur my. Net tot daar. Ons weet dat van die begin af het die Here mense gebruik om sy opdragte uit te voer. Mense uit verskillende posisies in die samelewing, hy het vissermanne gebruik, hy het konings gebruik, hy het vrouens gebruik, hy het kinders gebruik. Maar oral het die Here om sy opdragte uit te voer en om te doen wat hy graag gedoen wil hê onder die mense, het hy mense geroep en vir hulle opdrag gegee, vir hulle gesê, gaan vertel, gaan sê. En ons het die afgelope paar sondae het ons gepraat uit Jesaja uit oor die grootheid van God. Ons het gepraat oor wanneer God se geduld opraak. Wanneer God nou sê, dit is nou genoeg. Ons het gepraat oor wie is die God wat ons aanbid. Ons het gepraat oor ons krag lê in stil wees en vertrou. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na, maar wat is my reaksie op dit wat ons nou die afgelope paar sondae al gehoor het. Wat staan my te doen? Dit is wonderlik om te hoor van die groot God wat ons aanbid, en dit is wonderlik om te hoor van wie God is, maar wat is my taak? En wanneer ons Jesaja 6 lees en ons begin hierdie gedeelte lees, dan lees ons van 'n ontmoeting wat Jesaja met God gehad het. En ons almal ken die verhaal van Moses in die brandende bos, en dat hy vir 'n kind gaan vra van, hoe het Moses die Here gesien? Dan sal omtrent almal vir hulle sê, 'n bos wat nie uitgebrand het nie. Maar as jy vir iemand vra, hoe die Here aan Jesaja verskyn, dan raak dit so glaserig. Want hoeveel van ons weet hoe die Here aan Jesaja verskyn het? En hoeveel van ons vertel daai verhaal vir ons kinders? Want dit was lekker om te vertel van 'n bos, want ons kan 'n bos sien en 'n bos brand, maar wanneer dit kom by, wanneer God aan jou verskyn in 'n visioen en 'n droom, dan is dit half wat ons 'n bietjie terugstaan, want dit is bietjie buite ons verstaan. En ons weet dat met Dawid het hy gepraat met 'n slingervel, met slippies. Met Jona het hy gepraat deur 'n groot vis. Met Ester het hy gepraat toe sy voor die koning verskyn en die koning sy scepter uitsteek. En vandag is dit belangrik dat ek en jy ook moet verstaan dat God aan ons verskyn. Dat God hom ook aan ons openbaar en dat ons bewus raak van God se grootheid. En ek wil hê julle moet net julle oë toemaak en dan gaan ek Jesaja weer lees. En ek wil hê jy moet jouself hierdie prentjie in jou geestesoog sien. So, ons maak die oë toe en konsentreer en hoor wat hier staan.
Ek het die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit. Die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kosyne gerammel het, in die tempel. Met hierdie beeld in ons gedagtes, besef ons net wat dit is om in God se teenwoordigheid te wees. Besef ons net hoe groot dit is om te weet, maar God is hier teenwoordig. En dat God so groot is, dat hy sit op die troon, maar die punt van sy kleed is hier in die kerk, en vul hierdie kerkgebou. En dat ek en jy in God se teenwoordigheid mag wees. En wanneer ons opkyk na God, dan sien ons hierdie serafs wat hom dien, met 6 vlerke, hemelwesens wat so majestueus is, met 2 wat hulle gesigte bedek, en 2 om hulle voete te bedek, en 2 om mee te vlieg. Kan my oë oopmaak. Wanneer ons hierdie prentjies sien, dan besef ons, wie is ek, Here? En ons besef ons menslikheid, en ons besef wat Dawid in Psalm 8 probeer sê, wat is die mens dan dat jy aan hom dink, die mensekind dat jy na hom omsien? Want as jy hierdie prentjie kry en jy sien God wat op die troon sit en die punt van sy kleed vul die kerk, hoe groot moet God dan wees? En hoe klein moet ek dan wees? En dan maak Psalm 8 vers 6 net nog soveel meer sin, wanneer ons na die serafs kyk en sê, jy het hom 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. 'n Bietjie minder as hierdie serafs. Maar dan die volgende van wat Dawid sê in Psalm is, wat vir my en jou eintlik so belangrik moet wees, om te sê, maar God het ons met eer en heerlikheid gekroon. So het ons 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, maar hy het ons eintlik baie groter gemaak. Die oomblik toe hy ons met eer en heerlikheid kroon. En dis wie ek en jy is. Die hemelse wesens is nie met eer en heerlikheid gekroon nie. Ek en jy as mense is. En as hierdie seraf wat rondom God staan en hom so toejuig, nie vir een oomblik ophou nie, wees wat van my en van jou, wat 'n klein bietjie minder is as hulle, ek wou eintlik sê 'n klein bietjie korter is as hulle, maar wat met eer en heerlikheid gekroon is, dan is ek en jy mos eintlik die wat eintlik 24/7, 7 dae 'n week, God moet eer, en moet uitroep, heilig, heilig. Ons kan so vasgevang raak in die oorweldigende wêreld waarin ons leef, met al sy issues en met al sy bekommernisse en met al sy geite en al sy gevang word, dat ons gewoon vergeet hoe belangrik ons vir God is. En hoe belangrik ons in hierdie groot prentjie van sy teenwoordigheid is.
En dan sing die serafs en hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. En dan die volgende woorde, die hele aarde is vol van sy teenwoordigheid. Die hele aarde is vol van God se teenwoordigheid. God is nie beperk tot Gansie, of tot Suid-Afrika, of tot Amerika. God se teenwoordigheid is oor hierdie hele aarde. En dit wat die serafs om toesing. Ons dink baie keer, I'm God's gift to the world. En dan vergeet ons is die sandkorreltjie in die heelal. En dat God vir daai sandkorreltjie soveel omgee, dat Jesus vir 'n sandkorreltjie gesterf het. Hierdie seraf het nie gefluister, heilig, heilig, heilig nie. Hierdie seraf het dit uitbasuin. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kosyne gerammel het, en die tempel vol rook geword. Ek wonder of ons dit gaan regkry om hierdie deur te laat rammel in sy kosyn. En dan gaan 'n paar ouens sê, maar dit is nie te hard doen nie, want onthou sy ou struktuur hierdie, hy mag dalk aan mekaar tuimel. Hierdie serafs het nie teruggehou nie. Hierdie serafs het, hulle het nie ge-worry oor wat om hulle gebeur nie. Wat vir hulle belangrik was, is vir wie hulle dit doen. Vir wie lofprys hulle, vir wie jubel hulle. En dan kom ek maar net weer terug by die sandkorreltjie en ek vra net maar, hoe loof ek die Here? As ons by die atletiek is, dan hoor jy hoe mense kan skree. Veral daai klein bloetjie daar op die atletiekbaan is. Dan hoor jy hoe 'n oupa en 'n ouma kan skree en 'n pa en 'n ma kan skree, dat die volgende dag hees geskree is. Maar wanneer ons die Here loof, dan is dit loof die Here want hy is goed en sy liefde is daar geen einde nie. Ons is so bang, dat wanneer ons die Here loof, dat iemand 'n opmerking gaan maak van, ek is so bang, iemand hoor my wanneer ek vals sing, of ek is so bang, dit is nou nie hoe ek groot gemaak is nie, of dit is nou nie dit nie, of dit is nou nie dat nie, of dit is nou nie sis nie, of dit is nou nie so nie. Maar ek wil jou uitdaag, as jy nou hierdie week ergens alleen is, waar daar nou geen boesman of niemand jou kan sien nie, gaan sing jou favorite lied, en gaan sing hom so hard, dat jou keel seer raak. Kindertjies, hoor julle my? Vat jou favorite liedjie, gospel liedjie, hoor, en gaan sing hom so hard, dat jou keel seer raak, en gaan kyk net 'n bietjie wat gebeur. Ek dare julle. As ons Psalm 100 lees, dan David sê, hoor jy moet hierdie lied moet eintlik so gesing word soos wanneer die ouens die stem op 'n rugbyveld sing. Jy kan ons hoor as hy daai Afrikaanse deel kom en begin hy paviljoene so te bewe. Nou dis hoe ons Psalm 100 moet sing. Juig tot eer voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, ons is sy volk, sy kudde. Gaan die poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys hom, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hier is niks van saggies nie. Hier is van laat waai.
Die mure van Jericho. Het die ouens net omgestap, doodstil, saggies. Hulle het geskree. Ja, daar is tyd om stil te wees. Daar is tyd om saggies te praat. Daar is tyd vir dit. Maar ons maak so baie tyd vir die saggies deel, dat ons so min tyd maak vir die lofprysing en juig en jubel in daai deel. En ons word 'n bietjie vandag geroep om 'n bietjie die longkapasiteit te gebruik en God te jubel, en God te loof, en God te eer. Jy's 'n bietjie minder as 'n seraf, maar jy is met eer en heerlikheid gekroon, en jy het soveel meer die reg om so die Here te loof vir sy goedheid, vir wat hy doen, dat die kosyne moet rammel. En die volgende is waar Jesaja sy verlorenheid besef. Wanneer jy God ontmoet en wanneer jy God beleef en wanneer jy sy teenwoordigheid ervaar en wanneer jy hierdie lofprysing oorgaan wat jy skielik besef, maar ek het eintlik maar 'n sandkorreltjie, en jy besef jou nietigheid voor die Here en jy besef maar wie is ek? En dit is dan wat Dawid sê, wat hy sê, wat is die mens? En wat Jesaja sê, dis klaar met my, wie is ek teen God? Want God sê vir Moses in Eksodus 33:20, sê hy, niemand kan my sien en bly lewe nie. En hier besef Jesaja dit, hier besef Jesaja, ek was in God se teenwoordigheid. Dis klaar met my. Ek is verlore. Elke woord van my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. Nou het ek die koning gesien, die Almagtige. Ek kan nie voor God verskyn en onaangeraak wegstap nie. Ek kan nie God ervaar en onaangeraak wegstap nie. Die oomblik wanneer ons God begin loof vir sy grootheid, hoe meer ons hom loof vir sy grootheid, hoe meer erken ons menslikheid. En hoe meer besef ons wat 'n groot voorreg dit vir my en vir jou is om kinders van God te mag wees. En besef ons wat 'n groot voorreg dit is om te kan uitstap en die Here te kan loof en die Here te kan aanbid en te besef, Here, dankie dat my naam in u handpalm is. Dankie dat die spykers deur my naam geslaan is. Wat is ek dat u bereid was om dit vir my te doen? En toe Jesaja besef en sê, maar dit is klaar met my woorde is onrein, en hierdie volk waaronder ek is maar net so onrein. Kom 'n seraf, hy vat 'n kool van die altaar af, plek van versoening, die plek van waar die offers gebring is vir versoening, en hy vat daai koeltjie van die altaar af, en hy kom raak sy lippe aan. En hy sê, jou sondes is vergewe. Jou sondes is versoen, jou oortredings is vergewe. Die altaar, die plek van verlossing, en dit verander na die kruis, die plek van verlossing waar Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jou oortredings is vergewe. Jou sondes is versoen. Die altaar van die Ou Testament waar die kruis van die Nuwe Testament. Waar daar gloeiende kool van die altaar afkom en Jesaja kom reinig vir sy opdrag, kom Jesus en hy reinig ons deur die kruis vir ons opdrag. En as ek my sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, in Johannes 1 vers 9. Wanneer ons die Here loof en wanneer ons in hierdie teenwoordigheid van hom is, dan besef ons net,
wie is ek? Nietige mens. En dan kom God en hy sê, you are to die for. Jy is so belangrik, dat Jesus vir jou gesterf het. En dat jy skoon is. En daai sonde besef wat Jesaja het en sê, ek is onrein, ek kan nie. Dan kom God en sê, maar, ek maak jou rein, jy kan. En vandag kom die Here na elkeen van ons wat in hierdie kerk is, kom die Here en sê, jy wat sê, Here, ek is swak, Here, ek is sondig, Here, ek is verkeerd. En dan kom die Here en sê, maar, daar is 'n gloeiende kool aan die kruis, wat vir jou gesterf het, wat jou kom nuut maak. 2 Korintiërs 5 vers 17 en die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Jy is nie meer as wie jy was nie. Jy is nuut gemaak die oomblik wanneer jy in die verlossingsdaad van Jesus aanvaar het. En dan kry ons die volgende woorde. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskappers wees? Ek het geantwoord, hier is ek, Here, stuur my. Wat vir my so mooi is van Jesaja se verhaal, wat het met Moses gebeur? God het vir Moses gesê, ek stuur jou. God het vir Dawid tot koning gesalf en Dawid het geweet, God stuur hom. God het vir Jona geroep en gesê, Jona, gaan na Ninive toe. God stuur hom, hy roep hom en hy stuur hom. Met Maria het die engel aan haar verskyn en gesê, maar God wil jou gebruik. En Maria sê, ek is tot beskikking van die Here, gebruik my. Samuel word geroep, Samuel, en Samuel het nie geweet wat gaan aan nie. En toe jullie van mooi verduidelik, die volgende keer, toe sê hy, hier is ek, Here. Maar wat gebeur in Jesaja? God kom met 'n oop vraag. Wie kan ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? En vandag kom die Here na ganse gemeente toe. Die Here het 'n paar al gepinpoint en gesê, jy moet dit gaan doen, jy moet dit gaan doen, jy moet dit gaan doen. Maar vandag kom die Here hier na ganse gemeente toe en hy sê, wie sal ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? Wie kan ek gebruik? En dan asof God net so 'n bietjie terug staan en sê, wow, ek soek iemand wat rarig bereid is om te sê, here I am, Lord. Ek wil nie nou vir iemand sê, jy gaan asseblief. Ek soek iemand wat die guts het om op te staan en te sê, gebruik my, Here. So dit is 'n totale anderste roeping as wat ons die Noag, Moses en Dawid en al daai ouens se roepings het. Jy weet wie God is. Anders sou jy nie vandag in die kerk gewees het nie. Jy weet wat God al in jou lewe gedoen het. Anders sou jy nie moeite gedoen het om vanoggend op te staan nie. Jy weet dat jy nie sonder God kan nie. Jy weet al hierdie goed. En jy weet dat die Here jou al dalk geroep het vir 'n spesifieke taak en dat jy al jou taak uitgevoer het, of jy nog soos Moses besig om te onderhandel, of jy nog soos Dawid besig om nog skapies op te pas, want die oomblik het nog nie gekom nie. Jy ken God. En jy het reeds, glo ek, dat jy hier sit, het reeds die gloeiende kool van die altaar beleef. Jy het reeds ervaar dat Jesus jou sonde vergewe het en dat jy jou lewe aan die Here oorgegee het. So ons is almal daar, glo ek. Vandag kom die Here en hy kom deur Jesaja 6
En hy vra, wie gaan ek stuur? Wie gaan my boodskapper wees? En hy het nog niks gesê van wat die boodskap is nie. Die Here vra net, wie is bereid om sy hand op te steek? Wie is bereid om te sê, hier is ek Here, stuur my. Maar ek wil vir jou waarborg, as jy jou hand opsteek en sê, hier is ek Here, stuur my, dan teken jy jou lewe weg. Hoor julle wat ek sê? Jou toekomsdrome, jou toekomsideale, jou planne, jou hoop, waarvoor jy gestudeer het, wat jy in jou gedagtes gehad het. Die oomblik as jy sê, hier is ek Here, stuur my, dan teken jy jou lewe weg. 16 April 1996 het ek my lewe weggeteken op grond van hierdie teks. Want daarna kan jy nie teruggaan en sê, sorry Here, ek het 'n bietjie 'n foutjie gemaak. Ek het 'n bietjie ander plannetjies van my lewe. So voordat jy antwoord, hier is ek, Here, stuur my, moet jy baie mooi dink. Want alles wat jy tot op daai stadium gedoen het, al jou ideale, al jou drome, al jou planne, eindig op daai oomblik. En dan is dit 'n pad van vertroue van daar. So God kom vandag na jou toe. En God sê vir jou, jy ken my. Jy het 'n verhouding met my. Jy stap al die pad saam met my vir soveel jaar. En jy het gesê, Here, ek is verlore sonder U en ek het my seun Jesus Christus gestuur om vir jou sondes te sterf en om jou lewe te kom verander. Jy is 'n nuwe mens, die ou is verby. Vandag kom staan die Here voor jou en hy vra, wie sal my boodskapper wees? Wie kan ek stuur? En ek gaan nie vir niemand vra om op te staan nie, ek gaan vir niemand vra om jou hand op te steek nie, want ek wil nie op jou druk plaas nie. Maar jy hoor vandag die boodskap van die Here. En jy het 'n keuse om vandag te maak, voordat jy by daai deur uitstap. Jy gee al jou wees, jou hele plaas, jou hele besigheid, jou hele gesin, jou hele toekoms, jou werk, jou ideale, jou drome, teken jy weg. En jy sê, ja, as jy nie bereid is om dit te doen nie, wag dan net eers 'n bietjie. En toe Jesaja sê, hier is ek Here, ek dink hy het hom doodgeskrik. En hy sê, hier is ek Here. Toe sê God vir hom, bad news. Jy moet vir hierdie volk gaan sê, hulle hoor en hulle verstaan niks. Hulle kyk en hulle sien niks. Julle is traag van begrip, julle ore is doof, julle is blind, julle kan nie sien nie. Julle begryp met julle verstand, maar julle word nie bekeer en genees nie. Jesaja het nie 'n baie mooi boodskapie gehad nie. Jesaja het nie hierdie wonderlike, dit gaan so goed gaan, die Here gaan vir ons sorg, die Here gaan ons uit hierdie situasie uithaal, alles gaan wonderlik wees, hou net aan, oormôre dan skyn die son. Ja. Dit was nie die boodskap nie. Die boodskap was,
Julle beter bykom. Julle beter julle saak met die Here regmaak. Hoe lank wil julle nog hoor en niks hoor nie? Hoe lank wil jy sien en niks raak sien nie? Korintiërs 5 vers 18b gaan verder en hy sê, God het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Nie aan 'n dominee nie, of aan 'n kerkraadslid nie, of aan 'n pastoor of 'n priester of 'n vader of apostel of wat hulle ook al genoem word nie, aan ons. Elkeen. Ons tree dus op as gesande van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Jesaja kon nie anders nie. Jesaja het die grootheid van God beleef, hy het hierdie serafs gesien, hy het die verlossing beleef. En toe God vra, wie sal ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? Jesaja kyk rond en hy sien niemand nie. Hy kan nie wegkom uit hierdie situasie uit nie. Hy kan nie sê, Here, my sommie, hy kan mooi bid, of hy ken die Bybel, of hy, mense luister vir hom. Hier is ek, Here, stuur my. God kom deur Jesus, en hy vat die bloed van die altaar, van die kruis, en hy kom, was ons skoon, van ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtigheid. God het afgedoen van sy kant af. Alles. Wat is jou antwoord? Wie kan ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? Wat is jou antwoord? Kom ek maak die oor toe. Dan gaan dit eers 'n paar oomblikke van stil gebed gee waarin jy bietjie met die Here praat oor wat is jou antwoord op hierdie vraag. En dan sal ek bid. Here,
Ons kan nie anders as om vandag net weer te besef hoe groot is ons God. En dat U in U grootheid soveel moeite maak met 'n sandkorreltjie soos ek nie. Here, en dat U, Jesus Christus, bereid was om aan die kruis te sterf, spykers deur my naam, en my in die oë kyk en sê, Vader, vergeef hom of haar, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan die asem uitblaas en sê, die prys is betaal. Die transaksie is afgehandel. Jy is vry. Here, U ken elkeen van ons wat vandag in hierdie kerkgebou sit. U ken ons harte. U ken ons planne, ons drome, ons ideale. U ken alles. En ek bid dat U ons elkeen persoonlik by die hand sal vat, van die kleinste kindjie in hierdie kerk tot die oudste persoon in hierdie gemeenskap, by die hand sal vat en hierdie pad saam met ons sal stap. En ek bid vir elkeen wat vandag sê, hier is ek, Here, stuur my. Dis nie 'n maklike pad nie, maar dis die heel beste pad. Dankie dat U nie 'n mens is wat ons teleurstel nie, maar dat U die almagtige God is wat vir ons elkeen net die beste wil hê. Die ewige lewe saam met U. In Jesus se naam. Amen. En ek waarsku julle net weer, dit is nie 'n maklike pad nie. Van 1996 af tot 2001 het ek alles verloor. Toe ek klaargemaak het met teologie, toe bly ek in my pa se karavaan op 'n erf van 'n vriend van my. Ek het geen werk nie. My kar word gesteel, ek leen my ma se bakkie. Van 'n mediese ingenieur na niks. Die Here het my vir 6 maande gestroop van alles. Ek het soveel in die bank gehad. Toe roep Mandalorma, 'n gemeente wat besig is om toe te maak. En sê vir my, ons het 3 maande oor. Ons sal jou vir 3 maande kan bekostig. En al wat ek kon sê is, uiteindelik het ek 'n werk. Die res is geskiedenis. Ek waarsku jou. Maar ek is so dankbaar dat ek daai pad gestaan het. Ek kan soos Paulus vandag sê, ek weet wat dit is om ryk te wees, maar ek weet wat dit is om arm te wees. En ek weet wat dit is om geliefd te wees, en ek weet wat dit is om gehaat te word. En ek weet wat dit is om oggend, middag en aand brood te eet. Gelukkig maak my ma lekker konfyt. En sy het baie keer kos gevries, en as ek gaan kuier, dan het ek daarom 'n ete, maar my yskassie was ook net so groot. En ek sê dit nie maar net. Ek sê dit sodat jy kan weet, as jy sê, hier is ek, Here, dan moet jy bereid wees om vas te byt. En ek het soveel, dit is eintlik skrikwekkend hoeveel aanbiedinge ek vanuit die ingenieurswêreld uit gekry het,
in daai 5 maande, wat ek hulle elke keer net moes sê, sorry, ek is nou 'n dominee. So as jy sê, ja, Here, hier is ek, moet jy bereid wees om te sê, met alles. Mag die Here jou seën vir die besluit wat jy neem. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.